Vandag is donderdag 25 Desember. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier op Kersdag. En 'n baie geseënde Kersdag vir jou en jou mense. Die teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees is Johannes 1 vers 1 tot vers 14. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak en dan wil ek jou graag nooi om saam met my tot rus te kom. Ons steek in die Adventstyd elke week 1 kers aan, wat ons herinner aan die geskenke wat ons in Christus ontvang het. Hoop, vrede, vreugde en liefde. En vandag brand die middelste Christuskers helder en duidelik in hierdie wêreld van ons. Want saam met mense reg oor die wêreld gedenk ons die geboortedag van ons Verlosser, Jesus Christus. Uit die pen van Melanie Vosloo doen ek vir ons hierdie gebed. 'n Helder somerkersfees. Dis wat ons onder ons eie en ander se harte wil sit. Terugkyk en dankie sê vir nog 'n genadejaar. Saam met ander om die krib vergaar. Ons wil lag en kuier en stil word. Met vertroue die toekoms instaar. Ons wil saam met U weer mens word. Mense wat nie net doen nie, maar voel. Mense wat nie net hardloop nie, maar kan stil word en hoop. Mense wat rede wil vind in vrede. Wat diep sluk uit die kelk van vreugde. Ons wil onsself oorgee aan die liefde. Gee asseblief vir ons 'n somerkersfees, Heer, een wat ons met lof aan ander kan aangee. Een wat by ons bly. Amen. Johannes 1. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Wat maak die gedeelte vandag in jou eie hart los?
Johannes begin sy evangelie nie met die stal of die herders nie, maar met die ewige perspektief. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hierdie woord wat lig en wat lewe bring, het mens geword en onder ons kom woon. Op Kersdag vier ons juis hierdie misterie. God wat nie ver en ontoeganklik bly nie, maar in Jesus Christus vlees en bloed aanneem. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Dit beteken dat elke donker plek in ons lewens, en elke donker plek in hierdie wêreld van ons, deurstraal word met hoop. God se woord is nie net klank nie. God se woord is iemand. Dis Jesus self. Die lig van Christus bring nuwe begin en nuwe oorwinning ook oor duisternis. Ek wil jou daarom vandag nooi. Wat beteken dit vir jou as jy saam met Johannes vandag getuig dat Jesus die lig is wat lewe bring? Ook in die donker van hierdie wêreld en in die donker skadukolle van ons eie lewens. Dink vir 'n oomblik hieroor na. Kersfees herinner ons ook en ook veral hierdie gedeelte in Johannes dat God naby aan ons is. Dat God tussen ons woon. Dat God self ons sy kinders maak. Hierin lê 'n uitnodiging om die lig te ontvang wat hy vir ons gee en om dan selfs ook draers van daardie lig te wees in 'n wêreld wat dit so nodig het. Waar wil die Here jou juis gebruik ook in die dae om 'n lig vir ander te wees? Dink vir 'n oomblik bidend hieroor na en beleef waar die Here dalk iets in jou losmaak of oopmaak of jou hart sensitief voormaak. Die woord het lig geword en die lig het onder ons kom woon. In die stilte van die nag het 'n ewige lied geklink. 'n Lig wat geen duisternis kan stilmaak. 'n Liefde wat mens geword het om ons harte te omhels. Kersfees fluister vandag. God is naby.
Die hemel het die aarde aangeraak en elke straal van Christus bring hoop, vrede, vreugde en liefde. Mag hierdie lig vandag jou siel vul, so sterre wat die donker hemel versier. En mag het jou pad vandag en in die jaar wat voorlê verhelder met die glans van God se liefde en God se genade. Mag jy 'n geseënde Kersdag beleef. Amen.